Goed, kom ons gaan 'n bietjie na Frankryk toe. Om te wag, is om te wag vir wat ook al een of ander iets wat 'n mens in die lewe hoop gaan gebeur, is dit maklik? Ek dink ons moet almal dadelik sê, wagtyd is nie altyd so eenvoudig nie. Kom ek vertel julle, voor ons gaan kyk na God se woord, van gebeure wat nou die laaste tyd plaasgevind het daar, toe ons moes uit Parys uit gegaan het na Annecy toe, waar ons nou woon. Dis daar naby die Alpe. Nou dit het baie vinnig gebeur, want ons het 'n soort van 'n pastorie gesoek vir die nuwe Franse dominee. Niemand, ons kon nêrens iets kry wat beskikbaar was nie. Die kerkraad het al amper moed opgegee. Net het ons onder gebed die oortuiging gekry dat ons eie huis moet oopmaak vir die dominee met sy 4 kinders, sy vrou, en dat ons moet gaan. En dit was in 'n baie kort tyd, want dit was aan die begin van die nuwe skooljaar wat hulle moes 'n plek kry. In 2 weke, minders 2 weke, 10 dae het ons getrek, gepak en alles gestoor en gegaan met die idee om te gaan kyk of ons 'n woonstel kry daar naby Annecy. En toe in 'n kampterrein gaan vestig en een kamer vertrekkie en gedink binne 'n week of 2 sal ons 'n dak oor die kop hê, maar dit het begin lank raak. Daai weke het begin maande raak, die somer het begin verander na winter toe, die berge het 'n rokkie gekry, pragtige sneeu rokkie gekry, al ons somerklere was aan Parys omgewing gestoor, en ons het gewag op die Here. Een na die ander woonstel is afgekeur deur die agentskappe, eenvoudig omdat die inkomste nie genoeg was nie, en later het ons gedink, maar is onmoontlik, maar ons het geweet, ons kan tog ten spyte van hierdie lang wagtyd met vrymoedigheid na ons hemelse Vader gaan. Ons kan omgaan wat sê, klop en dan sal vir jou oopgemaak word, soek en jy sal vind. Maar soos met Abraham van ouds, was die wagtyd 'n leertyd, waar God vir ons baie dinge oor hom geleer het. En dit het gelyk of al die deure eenvoudig toe bly oor die tyd. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons die geestelike reis met U kan stap. Vanoggend kan weet dat U ook met ons goddelike afspraak het hier in U huis. Met ons en ons kinders, en dat ons kan luister wat U woord vir ons wil leer. Ons bid dat U met oud en jong sal praat en dat U sal verheerlik word. In die naam van Jesus. Amen. Ons gaan lees uit Genesis 15 vanaf vers 1. As jy wil dit volg, ek gaan terugkom deur in tyd na hierdie teks. Hierna, na 'n groot gebeure, ons gaan nou kyk wat het gebeur, het die woord van die Here in 'n gesig tot Abraham gekom. Moenie bang wees nie, Abraham, ek beskerm jou. Jou beloning sal baie groot wees. Toe sê Abraham, Here my God, wat kan U vir my gee? Ek sal kinderloos sterf en Eliezer, die man uit Damaskus, sal my besittings kry. Abraham het verder gesê, U het nie vir my 'n nageslag gegee nie. 'n slaaf uit my huis sal my erfgenaam wees. Maar die woord van die Here het tot Abraham gekom, daardie een sal nie jou erfgenaam wees nie. Een wat jou eie nageslag is, hy sal jou erfgenaam wees. Toe die Here vir Abraham buitentoe laat gaan en vir hom gesê, kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan. Verder sê die Here vir hom, so baie sal jou nageslag wees. Abraham het toe in die Here geglo en die Here het dit goed gevind dat Abraham so volgens die wil van die Here gehandel het. Hy het vir Abraham gesê, ek is die Here wat jou uit Ur van die Galdeërs laat wegtrek het om hierdie land aan jou te gee as jou besitting. Maar Abraham vra, hoe sal ek weet dat ek dit sal besit? Here, my God. Toe beveel die Here hom,
bring vir my 'n vers, 'n bok, 'n skaapram, almal 3 jaar oud, en 'n tortelduif en 'n jong duif. Abraham het dit alles vir die Here gebring en dit middeldeur gesny. Hy het elke helfte teenoor mekaar teen die ander helfte neergesit. Die voëls het hy nie verdeel nie. Die roofvoëls het hy op die karkasse begin toesak, maar Abraham het hulle weggejaag. Teen sononder het 'n diep slaap Abraham oorval. Angs, 'n groot donkerte het hom oorweldig. Toe sê die Here vir Abraham: "Weet beslis dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat nie aan hulle behoort nie. Daar sal hulle slawe wees en onderdruk word 400 jaar lank. Maar ek sal die nasie straf wat van jou nageslag slawe maak, en dan sal hulle met baie besittings wegtrek. Jy sal in vrede sterf op 'n hoë ouderdom en op 'n hoë ouderdom begrawe word. Die 4de geslag na jou sal hiernatoe terugkom. Dan sal ek die ongeregtigheid van die Amoriete sy volle maat bereik het." Toe die son ondergegaan het en dit donker was, gaan daar skielik 'n oond wat rook en 'n fakkel wat brand tussen die stukke vleis deur. Op daardie dag het die Here 'n verbond gesluit met Abraham en vir hom gesê: "Aan jou nageslag gee ek hierdie land, van Egipte spruit af tot by die Eufraat, die groot rivier, die land van die Keniete, die Kenesiete, die Kadmoniete, die Hetiete, die Ferisiete en die Refaite, die Amoriete, die Kanaaniete en die Girgasiete en die Jebusiete." Tot sover die skriflesing. Hou gerus die Bybels oop as jy hom by hierdie hoofstuk oop het. Ons gaan nou nog na 'n paar verse kyk in hoofstuk 14. Hier staan: "Hierna het die woord van die Here na Abraham toe gekom." Dit is net nadat Abraham se broerskind Lot en ander kruisgevangenes weggevoer was deur 4 vyandige konings. Abraham het God vertrou en hy het 318 van sy slawe bewapen, en God gee dan vir hom 'n wonderbaarlike oorwinning oor daardie 4 konings. Miskien moet ons maar eerder sê 'n geloofsoorwinning. En dan bring Abraham vir Lot en die kruisgevangenes terug nadat hy hulle bevry het. Maar kom ons kyk 'n bietjie mooi wat presies gebeur hier. In hoofstuk 14 sal ons, as ons naderby in fokus, sal ons sien dat daar iets spesifiek plaasvind wat alles verander in Abraham se geloof, se vertroue op God, en wat 'n invloed sou hê vir sy hele lewe. In vers 18, as hy terugkom met daai mense, hoofstuk 14, kom daar die koning van Salem, Melchisedek. Hy was 'n priester ook van God die Allerhoogste, staan hier, en hy het vir Abraham kos en wyn gebring en hom geseën. Hy sê: "Mag Abraham geseën word deur die God die Allerhoogste." In Hebreëus El Elyon, skepper van die hemel en die aarde. Geloof sy God die Allerhoogste. Hy het jou vyand in jou mag oorgegee. Toe het Abraham vir Melchisedek 'n tiende van alles gegee. Hy sê: "Ja, ek verstaan. Ek verstaan nou wat het gebeur. Dis nie my 318 slawe wat so groot is en sterk was nie. Dit is nie ek nie. Dis hierdie groot en almagtige God van die hemel en aarde wat ingegryp het en hierdie oorwinning gebring het." Dan op daai oomblik kom die goddelose koning van Sodom ook daar by Abraham, en hy sê vir hom: "Gee vir my net die mense wat die kruisgevangenes wat hy te gebring het, en vat die besittings vir jou." En nou het Abraham klaar begryp. Hy sê: "Ek het my hand opgelig en 'n eed afgelê voor die Here, voor God die Allerhoogste, skepper van die hemel en die aarde, dat ek niks van jou sal vat nie, nie eers 'n garendraad of 'n skoenveter nie, sodat jy nie kan sê ek het vir Abraham ryk gemaak nie." So, wat hier gebeur is, dat Abraham weier volstrek om 'n kompromie aan te gaan met die goddelose koning, met die wêreld. So moet ons ook ons identiteit en sekerheid in Christus soek en nie in die wêreldstelsels nie. En dit is verskriklik belangrik vir ons tyd
hierdie tyd waar ons lewe, waar alles in mekaar stort, en ons so maklik kan na ander dinge gryp, om te oorleef, in plaas van God te vertrou, en sy woord te soek. Deur dit te doen, hierdie standpuntinname van Abraham, ontdek hy al hoe meer wie die enigste ware God is. Sy teologie is besig om rasseskrede te groei. Hy leer God baie beter ken. Die God wie hy sy vertroue gestel het, lang gelede, toe hy sy land verlaat het en gegaan het ergens in die wêreld, na die land wat God sou vir hom aanwys. So is dit nodig dat ons ook voortdurend in ons godskennis en ons godsverhouding moet groei. En al manier wat ons dit kan doen, is om aandagtig elke dag met God se woord besig te wees, te bid, hom te vertrou wat hy sê, en dan so in die geloof te groei. En dit alles is dit so, dat dit hou direk verband met ons stilte tyd. Kyk wat sê die Here vir Abraham na sy duidelike geloofstand inname oor die Allerhoogste God. Hy sê vir hom hier, hy sê, moenie bang wees nie, Abraham, ek beskerm jou. Letterlik, ek is jou skuld. Daar is niks soos vrees. En ek dink, soos ons deur die land gegaan het ek dit opgetel oor die hele land, wat mense kan lam lê nie, wat eenvoudig maar sê die dinge gaan aan, ek kan nie meer standpunt inneem nie. Miskien was dit so in Abraham se geval, dat hy tog bevrees was vir die realiteit van hierdie 4 konings wat miskien kon terugkom en hom aanval. Maar die groot en verhewe God wat hy besig is om te leer ken, is elke oomblik op die troon van die gelowige se lewe. Jesus het herhaaldelik gesê, meer as 100 keer in sy lering, het hy gesê, moenie vrees nie, moenie bang wees nie, vertrou hom, ook wat die toekoms betref. Ons kan gerus wees, hy wat op die troon van die heelal sit, wat ons ken, ons omstandighede ken, wat betrokke is, baie nou betrokke is by ons daaglikse lewe, is in beheer. Ons kan hom vertrou. As God sê, jou beloning sal vir Abraham baie groot wees, dan is dit 'n beloning in die sin van God se genade van jou, vir jou, gaan baie groot wees. Nie verdienste nie. Ons sien dit in die teks wat volg, duidelik in die konteks, hoe dat God dit uitspel. Maar Abraham wys hier in sy hart dat daar iets is wat veel dieper is, waaroor hy regtig bekommerd was. Moontlik slapelose nagte gehad het, en dit is eenvoudig die feit dat hy al hoe ouer geraak het en nog nie kinders gehad het nie, 'n nageslag gehad nie. Vir die Jode is dit beskou as 'n vloek. Iemand wat nie kinders gehad het nie. En tog het God vir hom lank terug 'n nageslag beloof. Hoe nou gemaak? Is dit my slaaf Eliezer wat my alles gaan erf, vra hy? Maar kyk mooi na die bepaalde woorde wat hy hier gebruik vir God. Vers 2. Hy sê, Here my God, wat kan U vir my gee? So dis nie heeltemal twyfel nie, as hy hierdie woorde gebruik, Here my God, Adonai Yahweh, dan in Hebreëus, dan sê hy, U is die besitter en regeerder van die hele wêreld, Adonai Yahweh, U is die ewige betroubare God. Ek het nie kinders nie, maar ek weet wie U is. Dit blyk dus dat in die onskynlike twyfel van Abraham tog iets van geloof in God se almag opgesluit is in hierdie titel en die naam wat hy vir God gebruik. Dit is die soortgelyk wat ons kry in die evangelie van Markus 9 vers 22 tot 24, wanneer 'n wanhopige pa sy besete kind na Jesus toe bring. Onthou daai geval waar van kleins af die kind, die bose geeste probeer om hierdie kind dood te maak, deur hom in die vuur te gooi en hom te verdrink.
En dan kom die papa en hy sê vir Jesus, as u tog miskien iets daaraan kan doen, kry ons jammer en help ons. Wat sê Jesus vir hom? Sê jy, as u iets kan doen? Vir die een wat glo, kan alles. Wat sê die pa dan? Here, ek glo. Roep hy uit, help my in my ongeloof. Jy sien hoe dit saamgaan? En ons geloof daar altyd, baie keer is daar so iets van ongeloof opgesluit. En dan in sy groot genade skenk Jesus vir hom, daai pa die geloof, en sy kind word volledig genees. Later in Abraham se geskiedenis, as mens 'n bietjie aangaan, God is besig om homself aan hom te openbaar op verskillende maniere. Maar in Hosea 18, wanneer Sara hoor dat sy die volgende jaar 'n kind sou hê, wanneer dit aangekondig word, nou is sy al baie ouer, eintlik stokoud, en sy lag by haarself en sy sê, ek is 90 jaar al oud, en Abraham amper al 100 jaar op daardie stadium. Toe sê die Here vir Abraham, waarom lag Sara? Waarom dink sy, sal ek werklik 'n kind in die wêreld kan bring nou dat ek oud is? Is daar iets te buitengewoon vir die Here? Is daar iets wat onmoontlik is vir God? En God sê, op die vasgestelde tyd sal ek terugkom, volgende jaar, hierdie tyd sal Sara 'n seun hê, en ons weet, dit was so. En so is hulle besig om te groei in hulle godsbegrip heeltyd deur. Nou verstaan hulle, God is nie net die groot en verhewe God, maar hy is ook God almagtig, vir wie niks onmoontlik is nie. Ons kan ook God vertrou in krisisse wat blyk asof dit net aangaan en sonder eind is. Nou as jy nie tyd gehad het om die nuusbrief te lees nie, dan wonder jy miskien nou nog, is Johan en Rita nog steeds na al hierdie maande nog steeds in die kampterrein, of het hulle nou al 'n dak oor die kop gekry? Nou die goeie nuus is, ja, ons het 'n dak gekry oor die kop, nadat die Here al die verkeerde woonstelle toegemaak het, en net een deur uiteindelik na 3 maande oopgemaak het by 'n Christen gesin. En wonderlik, ons dank die Here vir sy guns en genade en goedheid, en van die pragtige deel waarin hy vir ons 'n teel oor die kop gegee het. Die plekkie se naam is La Tuile, die teel. Ons gee al die eer en die lof aan die Here. Op God se tyd, op sy wyse, kan hy uitkoms bring. Hy is God almagtig. Soms is ons haastig, maar God is nie haastig nie. Sy tyd is die beste. Bly hom vertrou. Die tyd toe Abraham in Genesis 15 vrae gestel het oor God se beloftes oor 'n kind, en toe begin praat het oor 'n land 'n bietjie verder, vat die Here hom nou buite toe. Hy sê, daar in daardie Midde-Oosterse hemelruim met die pragtige sterre oral, sê hy, kyk op en tel die sterre as jy kan. So gaan jou nageslag wees. Ek kan my voorstel hoe Abraham se hart geklop het toe die Here dit van wys. Ons sien dit ook daar in die Alpe, die lyk wie sterre by jou is. En toe God beloof, so baie sal jou nageslag wees. Abraham glo God. Hy neem hom op sy woord. Die Hebreëse woord wat hier gebruik word, maak dit baie duidelik. Dit is nie maar net sommer wat hy dink, ja Here, ja, ek glo nie. Ek glo, maar dit is al so lank. Hy het God se woord werklik op daai oomblik aanvaar, toegeëien. God vertrou dit wat hy sê waar is. En dink daarin dan, op daai stadium het hy ons nou, terwyl hy op daai stadium geen kind het nie, bietjie later in die geskiedenis, in Numeri, as daar die volkstelling is, dan is daar sy nageslag reeds miljoene. Hierdie sterre word realiteit, maar een van daai sterre was die blink môrester.
was Jesus Christus. Hy, deur geloof in sy oorwinning aan die kruis op Golgotha, het almal wat in hom glo gered en ingelyf by Abraham se nageslag. Jesus het na sy opstanding gesê, gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Vandag nog, hierdie jaar wat verby is, het ons dit kom beleef, red God baie mense. Openbaring 19 gee vir ons, skuif die hemel gordyne so 'n bietjie weg en gee ons 'n kykie op die einde van tye by die bruilof van die lam, waar daar 'n groot menigte staan daar, soos die gedruis van 'n groot watermassa, soos die gedreun van swaar donderweer sal wees. Hierdie miljarde gelowiges, hulle sal uitroep, prys die Here ons God, die Almagtige, heers nou as koning. Die menigtes almal wat Abrahams nageslag in Christus is, wat deur al die eeue gered is en vandag nog steeds gered word, heeltyd deur. En daai wete maak sendingwerk die moeite werd. Abraham het God geglo en dit is vir hom tot geregtigheid gereken. Ook vir ons as gelowiges word ons net is die redding net deur geloof alleen, 100%. Geen werke wat ons kan doen dra by tot ons redding nie. Geen goeie dade wat ons doen, niks nie. God doen alles. Die geregtigheid van Jesus word op die gelowige geplaas. Dit word hom toegereken, hierdie woord wat hier gebruik word, net deur genade alleen. Jesus neem ons plek in en betaal vir ons sondes. Dis 'n uitruil. Ons kry sy geregtigheid. Die woord sê in Romeine 1:16, die evangelie van Christus is 'n krag tot redding van elkeen wat glo, maar daar word gespesifiseer, spesifiek in Romeine, die slegte nuus ook. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Almal van ons op hierdie aardbol, elke persoon wat hier is, verdien weens sonde, weens ongeloof, die oordeel van God vir altyd en vir ewig, om van hom geskei te word in die hel. Ons verdien dit. Net Jesus kon dit anders te maak. Dis die goeie nuus, dat ons sonder dat ons dit verdien, op grond van God se groot genade vrygespreek word deur die verlossing in Jesus Christus. In die lig van dit wat die woord sê hier, dis die teks wat vir ons deur die hele Bybel hardloop, wat vir ons sê hoe mens gered kan word deur die geloof alleen. Die lig van die woord, dink ek moet ons onsself vanoggend die volgende vraag stel: het ek al die geloof in die geloof God se uitgestrekte genadehand geneem? Het ek al my sondes opreg bely, Jesus aanvaar as my verlosser en as my Here? Is ek seker as ek vandag sou sterf, dat ek ewig by God sal wees? Indien daar iemand is wat nog twyfel, wat nie sekerheid van geloof het nie, dan nooi die woord ons uit. Hy sê, kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak. Kom tog nou, sê die Here, al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Maar hier is ook in hierdie wonderlike teks en in Romeine 1 'n ander waarheid opgesluit. Lewe ek vir Christus. Elke dag as ek 'n brief vir die Here, sien mense Jesus in my lewe raak, want die geregtigheid vir God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos daar geskrywe staan aan Romeine 1, die regverdige sal uit die geloof lewe. Soos Abraham tyd met God gespandeer het, wil God ook hier 'n dialoog hê met ons. Ons sien hierdie hele deel in Genesis 15 is 'n dialoog. Hy wil met ons praat in 'n stilte tyd, in die erediens. In Frans noem ons stilte tyd 'n culte personnel, 'n persoonlike erediens.
Soos Abraham moet ons God op sy woord neem, in hom glo, in gehoorsaamheid aan die Bybel, optree en doen wat God sê. Ons het geen idee, kyk net na hierdie nuance wat in hierdie gedeelte afgaan, van glo, twyfel, ons het geen idee van hoe ons lewens sou lyk as ons werklik God op sy woord neem nie, as ons werklik sy beloftes glo nie, as duisende beloftes in die Here se woord. 'n oorvloedige oorwinningslewe is moontlik in en deur Jesus Christus vir elke gelowige. Jesus het gesê, hy het gekom om sy volgelinge die lewe te gee en dit in oorvloed. En hy het ook gesê, jy sal 'n seën wees vir baie ander. Strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. Kan ek miskien maar die persoonlike vraag vra? Ek ken jy nie, hoe lyk jou persoonlike stilte tyd met God? As jy kinders het, julle kinders het, hoe lyk julle gesinstyd om die tafel saam met die Here? Julle Bybelskool. Wonderlike beloftes, waarhede wat God ons wil oopbreek as ons getrou is met die persoonlike erediens. Om af te sluit, kom ons kyk kortliks na die einde van hierdie hoofstuk waar God met Abraham 'n verbond, 'n onherroepelike eed aangaan. Die land, hy sê hy sal hom 'n land gee en dat Abraham in vrede sal sterf. Maar vir 400 jaar sal sy nageslag slawe in 'n vreemde land wees. Daarna sal hulle na die beloofde land toe terugkeer en God die ongeregtigheid van die Amorite en Kanaaniete straf. Nie fantasties nie. Alles het gebeur, of as jy die woord lees, net wat God gesê het gebeur. Die toekoms van Suid-Afrika, van jou lewe, van ons kinders, is in sy soewereine hande. Abraham glo dit, maar hy vra tog 'n teken om daarvan heeltemal seker te wees. En dit is waar God dan vir hom 'n onbeskryflike visuele demonstrasie gee van 'n ewige verbond. Hy sê vir hom, bring 'n paar offerdiere, verse, bok, skaapram en duwe. Hy moet hulle middeldeer sny, elke helfte teenoor mekaar neersit. Met ander woorde, mens sien die bloed daar, en toe die son ondergaan, gaan daar 'n brandende fakkel tussen die stukke vleis deur. Wat beteken dit? Iets groots, iets fantasties. Normaalweg in die tyd, wanneer albei partye 'n kontrak aangegaan het tussen die offers, moes albei die partye tussen die offers deurbeweeg. Wat as hulle na die bloed kyk en sê, as ek nie hierdie ooreenkoms nagekom nie, kan ek maar sterf, soos daai offerdiere. Maar in hierdie geval is Abraham, stap hy nie deur nie. Net God beweeg die hy fakkel, deur hy, dis 'n teofanie, God verskyning. En God sê so, dat hy sweer by sy eie godheid, om hierdie ooreenkoms, hierdie verbond, vir altyd en ewig na te kom. God in die Bybel, God wat nie kan lieg nie, 'n vaste eed, honderde jare na dit, onderstreep die Here dit, deur die profete, deur die offerdiere nog steeds, wat sê hierdie verbond staan vas. En hy onderteken dit, ook met Paasfees, deur die bloed van sy enigste seun. Hy bevestig dit, sit sy stempel daarop, as Jesus opgewek word uit die dode. Dis volbring, vir ewig en altyd, die nuwe verbond, die verbond dat ons net deur genade alleen gered kan word, deur Jesus Christus, deur geloof alleen, deur te glo wat God sê in sy woord, en dit tot eer van God, bevestig hy dit as Jesus opvaar na die hemel, en aan die regterhand van God sit, om vir altyd te regeer, tot hy weer op die wolke gaan verskyn. Wat sê dit vir ons
die vaste eed van die drie-enige God geld ook vir jou en vir my. God die Vader wil elke dag met jou praat, jou beskerm, jou lei in sy weë. Niemand kan jou uit sy hande ruk nie. Hy gaan daai werk voltooi. Deur sy seun wat jou gered het, wat vir jou intree ook, daagliks voor die hemelse troon, wat jou behoeftes ken, jou lief, jou leed, laat hom toe om elke dag ook jou Here te wees. Luister na sy woord, doen wat hy sê. Sy redding is ewig en finaal. Hoop na die dood. God die Heilige Gees, die Parakleet, help jou deur dik en dun by te staan. Vertrou hom ook. Geliefdes, die drie-enige God, jou Vader, jou Verlosser en Here en die Heilige Gees is in alles getrou. Vertrou hom. Altyd deur. Amen. Goed, ek herinner julle net weer dat Johannes Calvin was 'n Fransman, een van die groot hervormders, naas Luther, Zwingli en veel ander in Europa, toe God herlewing gebring het, net so om julle gou weer in die konteks van die geskiedenis te kry. Kom ons onthou dat ons voorouers het 'n baie duur prys betaal vir die woord wat hulle ontdek het. Was hulle bereid om alles prys te gee, hulle besittings, hulle plase, hulle mense, baie het gesterf op brandstapels of op die guillotine, ander maniere gesterf. Die predikante is die land uitgejaag in 2 weke. Maar die Here het dit so beskik dat nadat die Erik van Nantes in 1685 opgehef is, wat geloofsvryheid weggeneem het, en na die volgende 3 jaar tot 1688 het baie mense in die Weskaap aangekom en 'n nuwe bestaan gemaak. Hierdie Franse vanne wat julle daar sien, is net enkeles van die gesinne wat hier aangekom het. En ons dank die Here dat dit so is dat ten spyte van die baie duur prys wat hulle betaal het, dit vir ons land tot groot seën was. Hulle verlies was ons wins gewees, maar dan gee dit vir ons ook 'n roepstem om weer die goeie nuus terug te neem, 'n ereskuld om terug te gaan na ons stamland Frankryk. Ons pas maar in 'n groter plan. 330, 40 jaar is baie kort. As Pieter hulle sal weet, as daar kom ons gee 'n stukkie van die evangelie vir die mense, dis asof die Here net aangaan. Hulle het die evangelie verloor, nou gee dit weer terug in al daai gebiede waar hulle vandaan gevlug het in Frankryk. Ons dank die Here dat in Johannes Calvin se geboortedorp by Noyon in die noorde van Parys, Picardie, na meer as 500 jaar dat daar vandag 'n sterk gemeente is en die Here ook die uitreike, 3 uitreike gebruik het om baie mense te red en dat die gemeente nog steeds sterk aangaan. Nou ek gaan nou nie iets hier sê nie, ek gaan maar net vir julle Soli Deo Gloria, aan God al die eer, net so 'n paar foto's wys van Frankryk.
Elke knie sal buig uiteindelik met erken dat Jesus Christus die Here is. Toe Napoleon Bonaparte die veldslae in oor Europa gewen het hy daar op die Arc de Triomphe by die Champs-Élysées hulle almal gaan opskryf, maar uiteindelik het hy 'n veldslag naby Rusland verloor. Maar ons weet, vir Jesus het hy klaar aan die kruis die oorwinning behaal en deur sy opstanding. Nou, hierdie lande wat julle hier sien is enkele lande daar rondom Frankryk, in Europa en ook in Kanada en so, in Afrika, en dan ook in Noord-Afrika en rondom Suid-Afrika, Mauritius, Seychelles, Reunion en so meer. Wat het hulle in gemeen? Julle weet dit, mooi Franse taal. So dit beteken alles wat ons doen vir Veritas in Parys, in Frankryk, gaan na al hierdie lande toe, waar hulle Veritas bedien. Selfs met die webbladbediening. So maak die Here deur Frankryk, maak hy 'n wêreld oop onder die Franssprekende lande. Meeste kinders in Frankryk nog steeds het nog nooit die Bybel gesien nie, weet nie wat Paasfees is nie, Kersfees is nie. Net na die Tweede Wêreldoorlog, 49, het CEF Child Evangelism Fellowship daar gevestig in Frankryk. Vandag 'n lekker sterk span wat deur kampe, huis uitreike, openlig, op baie maniere die goeie nuus bring aan hierdie buitekerklike kinders en mense toerus ook om die evangelie aan hulle eie kinders te bedien. So ons dank die Here vir die span. So ietsie meer oor die internetbediening, dis maar ons grootste bediening waarby ek en Rita spesifiek met die kinderwerk betrokke is. Nou, ons sal dankbaar wees as julle ook wil agter die skerms inkom en ons dra. Julle sien die tale waarna hy is, maar ons sit elke week nuwe modules op in die Franssprekende wêreld. En so is die beraders 365 dae van die jaar besig om kinders se vrae te antwoord. Is dit 'n wonderlike manier om uit te reik na die hele wêreld. Daar sien julle in blou, waar laas jaar se amper 40,000 kinders gekonnekteer het in al hierdie lande van die wêreld. Ons het nou terwyl ons hier is met heelwat Kongolese gepraat in Frans. Hulle kinders skakel in. So dit is wonderlik. Ek kon vir ene spesifiek dit gee ook. Maar kan ek vir julle vra, vat een van hierdie gebedsversoeke saam huis toe en tree in asseblief vir ons, vir hierdie groot oop deur wat die Here vir ons gee. Google Ads is maar die manier wat ons dit bekend maak oor die hele wêreld. Dit werk nie op die oomblik goed nie. Vir al 'n paar maande sukkel ons baie daarmee. Ons het nie daai kinders wat dit vir ons kan heeltemal weer opkry by lig nie. Bid asseblief dat die Here iemand sal voorsien. Dat die Here baie kinders sal stuur. Hy self maak die reklame die grootste manier en hulle red. Dat hulle harte oop is, dat sy koninkryk sal kom oor die hele wêreld, Franssprekende wêreld, verheerlik word. Ons het ontwikkelaars nodig. Nuwe mense, daar's 'n Chinees, Jean-Pierre Han, wat in Parys is, wat vir ons is, 'n jong mannetjie wat vir ons sterk help met die ontwikkeling. Ons het meer mense nodig om dit ten volle te kan gebruik. En dat die kinders werklik so 'n liefde vir die Here sal kry. So vat ietsie saam asseblief, tree in en ons weet dit maak 'n groot verskil voor die hemelse troon. Ons dank die Here vir ons eie kinders. Daar sien jy Rita en ek het gegaan met een babietjie, nou lyk dit al so. En 21 van ons. Nou, dis vir ons prioriteit om ons die volgende geslag saam die Here te laat dien. So ons werk baie met hulle. Hier ons 11 kleinkinders, gereeld met hulle kontak, moedig hulle aan om dan die Bybel te lees, persoonlik na God te luister. Dis ons tema hierdie hele jaar, is Bybelstudie, persoonlike Bybelstudie. Want hulle begin nou tieners raak, hulle meeste van hulle kan lees, God wil met hulle praat. So, dankie. Sê ook daarvoor die Here saam met ons vertrou. Ons het 'n Christenkamp, probeer ons eenmal 'n jaar by mekaar kom as gesin. Nou hier kan julle sien, hulle die Springbok hemde aan, hulle verdedig die Bloemhof se huitjie daar in die tuin, in die bos, en hulle die Suid-Afrikaanse vlag op hulle gesigte. Dit sê vir hulle iets van hulle harte. Simon, wat baie mense voor vra het, ek het opgesit, hoe gaan dit met sy niere? Hy is gebore met 2 niere wat amper niks funksie het nie. Maar hy is al 8 en hy lewe nog goed, eintlik, normaal. So dit is al 'n wonderwerk.
Ons bly die Here vertrou en bid, miskien moet hy 'n nieroorplanting kry in die tyd wat voor lê. Hy het 'n mediese span wat hom ook volg. Hy het een keer was hy moeilik, toe hy sien daar kom van sy pa se kant af 'n bietjie dissipline. Toe verdwyn hy en hy skryf daai briefie daar wat julle sien met die haartjie en hy sê Jesus is my verlosser, ek het hom met my hele hart lief. Soms weet ek doen dom dinge, maar U het my in elk geval lief. Nou as hy nou uitkom met so 'n briefie, wat doen 'n pa? Gee hom daai verdiende. Dis groot genade daai, maar goed. Ou Theo saam met my Rita aan die kampterrein aand wil hy gaan slaap. Hy sê oupa, daar van bo af bankbed, hoe kan ek seker wees dat God my gered het? Groot teologiese vraag. Ek sê Theo, dis nou baie laat. Môre het jy baie dinge aan gaan slaap 'n bietjie. Ons praat môre daaroor. Toe sy oë oop gaan die volgende oggend. Wat vra hy? Presies dit. Toe vat ek tyd en ons spandeer dit saam met die woord. Korsika eiland het julle nou baie oor gehoor, gelees, die laaste 11 jaar het die Here vir ons daai deur oopgemaak, in besonder deur die kandelaarse studente wat gekom het en baie ander. Oor die hele eiland is uitgedeel en daar waar die sterkies is die laaste plek daar by Popriano waar daar 'n kerkplanting projek was, wat ons nou hierdie afgelope jaar by was. Dit was tydens die wêreldbeker rugby. Nou julle weet die Springbokke daar gaan oefen. Dis kom hulle gewen het, nê. Daar op Korsika. En toe het almal geskryf om kyk na die reuse van Suid-Afrika. Toe hulle die reuse sien, toe sê hulle ons ondersteun nie meer die Franse nie, onthou dit is Frans. Ons ondersteun nou die Springbokke. Nou dit het 'n wonderlike geleentheid oopgemaak hier op hierdie plakkaat. Staan daar gesê le Rapicor soutient l'Afrique du Sud pour la finale de la Coupe du Monde. Hulle sê dit, ons ondersteun Suid-Afrika vir die finaal. Toe sê ons kleinkind in die arms neem, toe sê hy, nou speel ek nie meer sokker nie, nou speel ek rugby. Maar goed, die Here het dit wonderlik geseën in die lig van die wêreldbeker was daar baie vrae oop deure in Korsika veral, al daai dorpies is gedoen op hierdie kerk se deur bo in die berge staan, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, God red, en dis 'n gemeente wat daar geplant is, dan nou na 'n paar maande sien ons dat dit amper 'n jaar, dat dit 'n sterk gemeente is wat ontwikkel het in alle opsigte. Vir daai konteks is dit al 'n vaste gemeente. La Croix. Je n'en sais rien, moi. Die kruis, ek weet niks daarvan nie. Sê hierdie seentjie. So is dit dan met meeste kinders en dank ons die Here vir hele gemeente wat mense gestuur het by verskeie geleenthede om te kom help uitreik, die evangelie te gaan versprei. Hierdie jaar wat dan verby was, besondere groot geleenthede. Hoekom moet die wêreldbeker in Parys wees? En die Olimpiese spele en die laaste groot geleentheid vir die Tweede Wêreldoorlog, die 80-jarige herdenking waar Trump gekom het en Angela Merkel en al die presidente van die wêreld en dan nog die Tour de France. Hoekom moet dit alles gebeur in 1 jaar? Ek dink is omdat God mense wil red. Want elkeen van hierdie geleenthede was 'n wonderlike geleentheid. Hier sien julle die rugby. Daar word dit mega evangelisasie, daai plakkaat wat 'n kerk gedruk het. En so die Here gegee dat baie duisende mense die evangelie gehoor het, veral rondom die Olimpiese spele. Meer as oorwinnaars was die tema wat ons gebruik het op die Lukas evangeliese voorblad. Eric Liddell van Chariots of Fire se getuienis, God made me fast. Hy het 100 jaar gelede die Olimpiese spele in Parys gewen. Pakkies is so aangebied met hierdie inhoud, alles aangepas, ons spesiale rugby mannetjie bygewerk, want ons sê dis belangrik. En dan die Veritas kursus is iets vir die Here die laaste seker al 13 jaar groot gebruik in Frankryk. So 38 studente op die oomblik, nie net in Parys maar oor die wêreld begin dit nou gaan deur Zoom. In Korsika, die eilande, ander plekke. Mense kan hulle doktoraal ook doen as hulle verder gaan. Heel wat is ingeskryf, word geakkrediteer deur Australië en Amerika. En ons dank die Here dat ook in Frankryk en in Europa daar pragtige getuienisse is van dominees wat al 30, 40 jaar preek nog nooit Bybelskool gedoen het nie. En dit nou doen deur Veritas. Wonderlik hoe die Here dit mag gebruik. Ons gee die eer aan hom. Baie dankie vir julle aandag, julle tyd.
Hoe verder, daar is altyd 'n onvoltooide taak, tot Jesus op die wolke verskyn, want as hulle vir ons sê, wat gaan die einde van die wêreld wees? Aardbewings, al die dinge wat gebeur, oorlog, dan sê hy, dit moet gebeur, maar hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom. Elke gemeente, ons hooftaak, van die evangelie na buite. God het ons al voor gered, om ons weer terug te stuur in die wêreld ook. Dankie as julle bid, ek weet van julle bid, baie gereeld met ons 3 maandelikse, ons gaan nou weer uitstuur volgende week, gebedslysie. As jy dit nie kry nie, dit graag wil so op die manier betrokke wees, gee vir my of jou WhatsApp of jou e-pos, dan stuur ons dit vir julle graag. En daar is 'n moontlikheid, nog 'n klein stukkie van Frankryk, Normandie, waar 'n uitreik kan kom, of op die spore van die Hugenote weer. Ons dank die Here dat hy nog steeds vir die geloofsdienste aksie, wat 100% afhanklik is van vrye gawes, nog onderneem. Goed, kom ons gee kans, dien ons die Here met die offergawes, dan sluit ons af met die res van 488.